Prys die Here, goeiemôre almal, goeiemôre, goeiemôre. Kom ons staan 'n bietjie op. Vir almal in die huis van die Here baie welkom. Kom ons draai bietjie om en sê ons vir die persoon links van jou, regs van jou, welkom in die huis van die Here. Halleluja, halleluja. Hallo Silpa, wat beteken jy? Prys die Here. Amen. Wynand, wat beteken jy? Welkom in die huis van die Here. Prys die Here. Enige iemand se eerste keer vanmôre in die kerk? Steek gou die hande op, daar agter, ja, daar Jannie, baie welkom. Baie welkom, baie. Kom ons gee dit almal welkom vanmôre tot eer van die Here. Amen. Halleluja. Ons gaan open met gebed vanmôre. Kom ons sluit bietjie die oë. Dit is nie net die persoon wat bid wat die diens open nie. Elke mens open die diens vir homself. Want die woord van die Here sê, in Spreuke 18:21, die mag van lewe en dood is in die tong. En die wat dit gebruik, sal die vrug daarvan eet. In Matteus 12:37 kom die woord van die Here tot ons. En hy sê, deur jou woorde gaan jy geregverdig word, en deur jou woorde gaan jy geoordeel word. Hy sê nie deur iemand anders se woorde nie. Deur jou woorde. En vanoggend wil ek jy 'n geleentheid gee om hierdie diens te open vir jouself. Maar ek moet u herinner, in Filippense 4:6 staan geskrywe, laat julle begeertes bekend word met danksegging en smekinge voor God. Laat jou begeertes bekend word met smekinge en danksegging. Uit dankbaarheid. En ek wil sê vanmôre al kan jy nog nie die oplossing sien nie. Weet hy's daar en God werk daaraan. Want hy het beloof hy sal ons nooit begewe en hy sal ons nooit verlaat nie. En dan staan ons so vanmôre. En ek vra vir pastoor Joe Grobler om saam met u hierdie diens te open tot eer van sy naam. Maar voor hy open, wil ek dadelik oorgee aan broer William en suster Eleanor wat vanmôre vir ons die sang gaan lei. En ek glo met my hele hart dat die gees van die Here oor ons gaan waai in hierdie oggend. Dat die gees van die Here met ons sal wees in hierdie oggend. En dat die gees van die Here elke begeerte aan jou hart bekend sal maak. Mag die Here u ryklik seën in hierdie oggend. Pastor Joe, baie dankie. Halleluja. Hemelse Vader, Vader van ons Here Jesus. Meter ons nader die troon, vanmôre met dankbaarheid en opgewondenheid, Here. Met dankbaarheid dat ons vanmôre nog hier by mekaar kan kom, om onder die geklank van u woord te sit. En om u te lof en ere te kan gee, Here. Ons dankie vir die woord wat u vanmôre tot ons gaan rig, Here.
Ons dank U, Here, vir alle verrigtinge wat vanmôre gaan plaasvind hierso, Here. Want ons weet, Here, dit kom uit U hand uit. En ons eer U en ons loof U daarvoor. Sê ook dankie vir ons Sondagskool in hierdie môre, Here. En ons weet dat U deur U Gees die bekwaamheid aan die mense sal gee om die kindertjies te leer wat U wil hê hulle moet leer. Ons gee onvoorwaardelik hierdie hele diens in U hande en ons sê, Here, laat net U wil vanmôre geskied. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Pretoria, Trinity bedieninge, dankie dat ons hier by julle kan wees vanmôre. En vanmôre wil ek regtig u uitnooi om saam met ons die Here se naam groot te maak. Vergeet van ons hierbo, ons is hier om saam met u te sing. Maar ek bid vanmôre dat u fokus op die woorde, die intensie van die lied sal plaas en saam met dit sal sing uit jou hart uit. Amen. Amen. Here I am before you, falling in love, seeking your truth, knowing that your perfect grace has brought me to this place. Because of you I freely live, my life to you, oh God, I give. So I stand before you, God, and I lift my voice 'cause you set me free. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I am yours. All the good and all the good you've done for me, I lift up my hands for all to see. You're the only one who brings me to my knees to share His love across the earth, the beauty of your holy word. So I kneel before you, God, and I lift my voice 'cause you set me free. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I am yours. And all that I am, I place into your loving hands, for I am yours. I am yours. Here I am, I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God, the everlasting God. Here I am, I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God, the everlasting God. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I am yours. And all that I am, and all that I am, I place into your loving hands, and I am yours. I am yours. And so I shout out your name from
proclaim that I am yours. I am yours, and all that I am, all that I am, I place into your loving hands, and I am yours. I am yours, Jesus, we're yours. Cause you're what I really want, and you're all I really need. Father, every breath I've got, you've given it to me. Oh, you are what I really want, and you're all I really need. Father, every breath I've got, you've given it to me. Peace that passes, peace that passes my understanding, love that conquers my fear and regret. Joy unending, joy unending, eternal pleasure in your presence, my risen King. And I will seek first your kingdom. Lord, I will seek first your righteousness. In everything I need, you will provide for me. Oh, my heart is to seek first your kingdom. Kan ons dit regtig sing vanmôre kerk? Sê die Here, nie soek aan alles eers die koninkryk van die Here en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal tog vir jou bygevoeg word. So I will seek first your kingdom. Verklaar dit vanmôre. Oh, I will seek first your righteousness. In everything I need, you will provide for me. Oh, my heart is to seek first your kingdom. Oh, 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 oh. Cause you're what I really want, and you're all I really need. Father, every breath I've got, you've given it to me. Oh, you are what I really want, and you're all I really need. Father, every breath I've got, you've given it to me. And I will seek first your kingdom, yes. And I will seek first your righteousness. In everything I need, you will provide for me. Oh, my
heart is to seek first your kingdom. Plesier Here lof hom vir hom. Amen. Ek sien hierdie week 'n ding, pastoor, as ek my mag verstout om iets te vertel. Ek sien 'n video van 'n oud worship leier. Hy's oorlede nou. Maar hy staan in 'n kerk waar hy bedien. En soos in baie ander kerke, en verstaan mooi vermoere, dit gaan nie oor die ander kerke nie, maar ons kom by baie plekke en sosiale media het so oorgeneem in ons gebruik elke dag, dit is half amper die hoof fokus van baie dienste. Daarmee sê ek nie dat dit nie goed gebruik kan word nie. Maar as 'n waarskuwing vanmôre aan die kerke waar ons beweeg, wil ek vanmôre een ding stel, en hierdie man het dit mooi gestel. Hy sê, in Engels, hy sê, do you realize that you have intimacy with the Father when you are praising and worshiping Him? En sonder om kriet te wees vanmôre, man en vrou, as julle intimacy het met mekaar, dink ek gaan dit bietjie sterend wees as iemand rondhardloop met 'n kamera. So ek wil jy uitnooi vanmôre om regtig tap in. Jy kan kniediep in die water staan vanmôre, kind van die Here, maar as jy nie afbuk en drink nie, gaan jy dors bly. So my uitnodiging vanmôre vir elkeen is, vergeet van die aftrekkings, vergeet van daai goed wat hierdie tyd by jou probeer steel. En mag hierdie regtige intieme tyd wees met jou Skepper vanmôre. Amen. Kom ons sing tot sy eer is. 'Cause I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. Kom, laat ons onsself hoor. I raise a hallelujah. Yes. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. And I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear you lost, fear you lost your hold on me.
in the middle of this storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roll. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Oh, I'm gonna sing in the middle of this storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roll. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. So sing a little louder in the presence of my enemies. Sing a little louder, louder than the unbelief. Sing a little louder, my weapon is a melody. Sing a little louder, come on. Oh, I'm gonna sing in the middle of this storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Our King is alive. Amen. As dit jou nie vanmôre opgewonde maak nie, wil ek so braaf wees om te sê jou fokus is op die verkeerde plek. Daarmee praat ek nie jou omstandighede en jou toetse af nie. Ons almal gaan deur dit. Maar hoe amazing dat die woord sê, die Here wat net soos ons in alles beproef, maar hy het nie gesondig nie. Maar daarom het hy medelee met u en met my. Daarom is hy ons middelaar, daarom kan hy vir ons intree by die Vader elke dag. En daarmee bemoedig ek u vanmôre, ons Here leef. En ons kan hoop hê, ons kan opstaan, ons kan in die middel van ons omstandighede, kan ons roep en juig en jubel en sê, ja maar, my Christus leef. Amen. Jy kan alles by my vat, maar daar's een ding wat jy nie by my kan vat nie. Ek moet dit weggee. Dis my vreugde. Kan dit nie by my vat nie. Ja, kind van die Here, jy kies vanmôre om aan jou vreugde vas te hou of nie. Dis jou keuse. En ons vreugde is in Christus Jesus. Amen. Amen. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold, pure gold. Refine us fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart and
Cleanse me from my sin and make me whole. Purify my heart. Cleanse me from my sin. Deep within, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Oh, refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will, to do your will. Terwyl ek so deur die woord weer lees, val in psalms waar David skryf, David, julle hoor my Engels, sien ek hoe die vooropskrifte sê, psalm van David vir die musiekleier, en dan lees ek die lied en sê ek, joh Here, hierdie is 'n lied, maar dit klink meer vir my soos 'n gebed en 'n smeking. En is dit nie maar wat baie liedere is nie? Is 'n gebed getoonset sodat ons dit kan sing tot die Here. En hierdie lied ook sê, met alles binne my wil ek U loof. En as dit jou hart is vanmôre, bid ek, sing dit saam. En as jy dit nie wil sing nie, maar jy wil dit bid, dan bid dit vanmôre. Die Here hoor ons vanmôre, amen. Van dag in die môre tot laat nag in die aand, want alles binne my behoort aan U. Met alles binne my wil ek U loof, met alles binne my wil ek U eer. Van dag in die môre tot laat nag in die aand, want alles binne my behoort aan U. Met alles binne my wil ek U loof, met alles binne my wil ek U
want alles binne my behoort aan U. Met alles binne my wil ek U loof. Met alles binne my wil ek U eer. Vandag en die môre tot laat in die aand, want alles binne my behoort aan U. See, the Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. And the Lord is good to all, and He has compassion in all that He has made. And as far as the east is from the west, that's how far He has removed our transgressions from us. And as far as the east is from the west, that's how far He has removed our transgressions from us. Praise the Lord, oh my soul, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul, praise the Lord. See, the Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. And the Lord is good to all, and He has compassion in all that He has made. As far as the east is from the west, that's how far He has removed our transgressions from us. And as far as the east is from the west, that's how far He has removed our transgressions from us. Praise the Lord, oh my soul, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul, praise the Lord.
it's a price I couldn't pay, but you had the final say, and I will praise you, Lord. For as far as the east is from the west, that's how far He has removed our transgressions from us. Besef jy vanmôre wat dit beteken? As far as the east is from the west, that's how far He has removed our transgressions from us. And for as far as the east is from the west, oh, that's how far He has removed our transgressions from us. So praise the Lord, oh my soul, praise the Lord, oh, praise the Lord, oh my soul, praise the Lord, and praise the Lord, and oh my soul, praise the Lord, and praise the Lord, oh my soul, praise the Lord. Pastoor, ek weet julle het 'n lang diens, maar ek gaan ongehoorsaam wees as ek hier nou iets sê. Ek sien hoe Dawid opdrag gee om die ark te gaan haal. En hy het 'n plek voorberei vir hom. En hulle gaan haal die ark. Die ark het die teenwoordigheid van God voorgestel. En Dawid gaan haal die ark, want hy soek die teenwoordigheid van die Here by hom. Hy weet wat dit beteken, hy besef dit wat saam met dit kom. Hy besef die seën, die oorwinning. Hy weet dat as God vir hom is, wie kan dan teen hom wees? As God met hom is, wie sal dan teen hom kan opstaan? Maar dit is nie al wat Dawid doen nie. Hy gaan sit nie op sy troon en sê vir 'n klomp manskap, as sê loop haal nie. Nee, hy gaan saam. Want hy het 'n verwagting. Hy het 'n verhouding met hierdie God. Hy eer hom. Hy's nie foutloos nie, moet my nie verkeerd verstaan nie, maar hy's soekend. Hy's afwagtend vir God en sy teenwoordigheid, en hy gaan saam. En terwyl hulle met die ark optrek, ek ken die storie, raak hy so opgewonde, hy dans om uit te boekleed uit. Sodat die mense wat vir hom kyk, op hom neersien, vir hoe hy die Here dien. Want 'n koning tree mos nie so op nie, man. Maar sien, Dawid het iets begryp wat ek wens ons as kerk kan nog begryp in hierdie tyd waarin ons lewe. Jou buurman kan jou nie in die hemel kry nie. Die ou wat langs jou staan se opinie maak nie saak wanneer jy voor God staan en hy jou oordeel nie. Jou status en jou geld of die lack thereof het geen enigstens inspraak in of jy gaan ingaan en of jy gaan uitbly in die kind van die Here. Die een wat die inspraak het, sy naam is Jesus Christus. En hy het jou sondes verwyder, so breed soos die ooste van die weste. En as jy nie vanmôre kan opgewonde raak daaroor in die kind van die Here, ek smeek jou, kom soek sy aangesig, val hier voor hom neer, vanmôre nie voor my nie, voor die Here, en sê, Here, vestig my aandag terug waar dit hoort, Here. Ja, Here, ek het hierdie bekommernis, ja, Here, ek het hierdie stryd, Here, ek het hierdie pyn, Here, maar U, Here, is vir my meer belangrik.
Ek sing hierdie lied en ek sien my lewe voor my afflits. En ek besef vanmôre, if it wasn't for Jesus, I would not make it. I would not make it. Kan ons hierdie sing? Hy sê, praise the Lord, oh my soul. En dan staan ons asof ons by 'n begrafnis is. Come on, kind van die Here, jy doen dit nie vir my nie. And so what, as jy langs jou dink jy is mal? He ain't got no say, but my Jesus does. Amen. And as far as the east is from the west, that's how far He has removed our transgressions from us. Thank you, Jesus. And as far as the east is from the west, that's how far He has removed our transgressions from us. And as far as the east is from the west, that's how far He has removed our transgressions from us. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Oh, I will praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Sing majesty, majesty. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Oh, majesty, kingdom, authority flows from His throne unto His own. His anthem reigns. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died is now
glorified King of all kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died is now glorified, King of all kings. But Jesus who died is now glorified, King of all kings. Dankie Jesus. Dankie Here Jesus. Kom ons gee hom 'n lofoffer vanmôre. Dankie Here vir die goedheid. Dankie Here vir die prys wat U vir ons betaal. Here, dankie Here dat U vir ons intree elke dag. Here, ons eer U vanmôre. Here, dat deur U is daar vir ons hoop. Here, deur U is daar vir ons redding. Here, ons plaas ons hoop op U vanmôre in die naam van Jesus Christus. En ons dank U daarvoor. Thank you Lord. Aan U al die lof, al die eer tot in alle ewigheid. Amen en amen. Prys die Here. Kom ons gee die Here nog 'n groot lofoffer vanmôre. Halleluja. Die Here net aan die Here. Prys die Here. William, Eleanor, mag die Here vir julle ryklik seën en mag die Here vir julle op die pad oopmaak vir nog meer sulke bedienings. Amen. Stem hier saam, geliefdes in die Here. Kom ons gee die Here nog 'n lofoffer. Prys die Here. Moenie bekommerd wees nie, julle kan sit. Ek gaan nie vanmôre preek nie. Ons het 'n paar formaliteite en gebeure wat ons wil afhandel in hierdie oggend. Ons het aanstellings wat ons wil maak en die geliefdes in die Here, as ek kan begin, het die Here vir my in die jaar wat begin het 'n plan gegee, 'n 3-jaar plan. En ek gaan vanmôre net die visie met u deel rondom 'n nuwe organigram, rondom nuwe gebeure. En die eerste is vandag, waarop ons gaan fokus in hierdie 3 jaar as dit die Here se wil is eerstens, elke lidmaat geestelik kan groei. Elke lidmaat, nie net seker is nie elke lidmaat. Elke lidmaat die geleentheid gee om disippels te gaan maak. Die gemeente kan vermeerder. En laastens is deelname aan klein groepe as primêre ruimte vir die groei van die gemeente. Daarom het ons gesê, ons 5-punt plan vir hierdie jaar is, vir die jaar daarop en die jaar daarop, ontmoet, groei, dien, getuig en vermenigvuldig. Elke woord kom uit die woord van die Here uit en uit die opdrag van die Here Jesus Christus. Nou in hierdie nuwe struktuur het ons nie meer 'n struktuur van permanente aanstellings nie. Bedoelende daarby, ons as gemeente is 'n gemeente van vrywillige werkers vir die Here. In die ou taal het hulle gesê, ons is tentmakers. So vrywillige werkers van die Here. En ons het vorige jare 'n vloeidiagram gehad, 'n organigram gehad, pligte gehad, asof die vrywilligers permanente werkers is. En ons het die verantwoordelikheid gaan verdeel, ons het die dinge gaan verklein,
En so het dit gekom dat ons vanmôre aan die gemeente sekere aanstellings gaan maak en rolle in plek gaan stel. En ek wil vir die hele gemeente sê vanmôre, daar's 'n plek vir elkeen om te werk. En ek wil sommer vir die besoekers sê, as jy vanmôre hier is en jy het 'n begeerte om vir die Here te werk, moenie 'n plek soek nie. Kom dien die Here. Kom dien die Here. Deur die leiding van die Heilige Gees en deur die Federale Raad van kerke wat aan my opgedra is, kan ek die volgende aanstellings maak in hierdie oggend. En die eerste aanstelling wil ek maak vanmôre is Madeleine en Kobus Blighnout, kom vir my vorentoe. Hulle twee is as hoofouderling aangestel. En u sal sien dat wanneer ek aanstel, stel ek man en vrou aan. Die een is so belangrik soos die ander. Die volgende groep wat ek wil hê moet vorentoe kom is Louis en Celia, bly staan Kobus. Louis en Celia Pieterse. Hulle word aangestel as hoofdiakens in die kerk. Gee my 'n minuut. Kobus, vir jou dienswerk as hoofouderling wil ek vir jou voorlees vanmôre dat die skrif sê vir ons in 1 Timoteus 3. Hy wat na opsienes verlang na voortreffelike werk. En ek glo dat die werk wat jy gaan doen sal wees tot eer van die Here. En mag die Here vir jou en jou span kragtig gebruik vir die dienswerk wat julle gaan nie doen in die gemeente. Baie geluk, Madeleine, jy is sy vrou. Baie, baie geluk. Mag die Here vir julle twee ryklik seën en gebruik in hierdie pad. Louis, 'n splinternuwe man. 'n Nuwe aanstelling, maar 'n gesoute man. Mag die Here vir jou kragtig gebruik. En mag die Here vir julle ryklik seën op hierdie pad wat voor julle uitlê. Baie, baie geluk. Celia, jy wat hom moet hoog hou, mag die Here vir julle ryklik seën. Baie, baie geluk. Pastoor. Hulle gaan bly staan. En dan het ons vir Madeleine, wat ons aanstel as ons tesourier in die kerk. Sy doen al reeds die werk. Maar vanmôre stel ons jou aan, Madeleine, as tesourier van die kerk. En ek het net een reël hier neergeskrywe. Toesig, bestuur en verslagdoening van die gemeente se finansiële aangeleenthede. En gemeente, julle is meer as welkom om enige dag, enige tyd, enige plek vir Madeleine te kontak om te weet wat met die finansies aangaan. Mag die Here vir jou kragtig gebruik in hierdie aanstelling, Madeleine, en mag die Here vir jou seën. Ons gaan nou vir hulle sing. Bly nie daar staan. Geliefdes, ons het 'n paar aanstellings nog om te maak in hierdie oggend. Laat ek nou eers met die lys afgaan. Ek gaan pastoor Joe Grobler vra om vorentoe te kom. Pastoor Joe Grobler word aangestel as die tesourier, as die teologiese hoof met die 3 jaar diploma wat klaar gemaak word, waarvan ons reeds vanmôre 'n jeugprediker aanstel. En dan Robert Kelso. Robert Kelso word aangestel as die nuwe BSOW hoof vir die toekoms. Prys die Here. Pastoor Joe,
Teologie is jou vak. Mag die Here jou kragtig gebruik en dit wat die Here vir jou gaan hê en stoor het vir die jare wat nog oor is op hierdie pad. Jy is nie meer vandag se kind nie. En die woord het my geleer en die gesegde wat sê, by die grysheid kom die wysheid. En as ek in Titus gaan kyk, dan sien ek dat die Here sê dat die ouer vroue met die jongeres leer om goeie vrouens vir hulle man te wees. Maar vanmôre wil ek vir jou sê, mag jou wysheid oorgedra word aan die studente om goeie predikers in Suid-Afrika te wees tot eer van die Here. Baie, baie geluk. Robert Kelso, BSOW hoof, het 'n groot taak, maar 'n verantwoordelike taak, om groei in die gemeente te bevorder, en om seker te maak dat geen gemeentelid agterbly nie, maar dat almal gelyke geleenthede kry, of hulle ver is vanmôre, en of hulle naby is, dat daardie woord, wat die Here in jou hande gesit het, uit te gaan dra in 'n donkere wêreld. Baie, baie geluk. Julle moet bly staan. Amen. Ek gaan nou vir Nicolaas Johannes Grobler vra om vorentoe te kom. Johan ontvang vanmôre een diploma in teologie. Ek gaan nie sê hoe lank het hom gevat het nie, maar hy het daar uitgekom. En ek gaan vanmôre hierdie diploma aan hom oorhandig met die bevoegdheid wat op ons skouers gelê is, om dit dan aan hom te oorhandig in die werk wat hy verrig het. Die woord sê, ons wat graan dors, moenie gemylband word nie. Maar, ek gaan hom ook aanstel vanmôre. As jeugprediker in die gemeente. Saam met die kwalifikasies kom die werk. Saam met die kwalifikasies kom die verantwoordelikheid. En Johan, geluk vanmôre met jou plig en jou werk wat jy voltooi het, tot eer van die Here. Baie, baie geluk daarmee. Eerste een, Pastor Joe, Pastor Alf. Nou Johan, stel ons jou aan as jeugprediker van vandag af, tot eer van die Here in hierdie gemeente. Mag die Here jou kragtig gebruik. Baie, baie geluk. Johan gaan ook vanmôre vir ons die woord bedien. Jy moet bly staan. Ek gaan nou vra vir die volgende mense om vorentoe te kom. Leonard en Sonja Grinling. Hulle neem die posisie oor as jeugleiers in die gemeente. Die gemeente, julle moet mooi kyk. En dan gaan ek my broer Magiel en sy vrou Tilly vra om vorentoe te kom. Hulle gaan oorneem as kinderkerk hoofde in hierdie gemeente. En dan gaan ek vir Jessica, Johan se vrou, vra om langs omstelling te kom inneem. Dan gaan ek hulle laaste aanstelling maak vir hierdie oggend. Ons begin hier by Leonard. Leonard, ons het gepraat. Jy weet waaroor jy jou inlaat. Mag die Here vir jou sterk maak en krag gee. Ek dink is nie maklik om met hierdie nuwe generasie te werk nie. Maar die Here kies mense op 'n spesifieke plek en op 'n spesifieke tyd om te kan werk. En mag die Here jou kragtig gebruik in hierdie bediening waar die Here jou vandag aangestel word. Tot eer van die Here. Sonja,
Jy het groot geword hierso. Sonja kan Portugees praat. Sy slaan net oor Portugees toe sy kwaad is vir jou. Mag die Here vir jou kragtig gebruik. En mag die Here vir jou seën. En mag die Here dit wat jy geleer het in al die jare, dat jy daarin sal blom. En die Here vir jou net voorspoedig sal maak. Die Here seën vir jou. Dis hy. En nou ja, en my broer. Dis 'n voorreg vanmôre om vir Pikkie aan te stel as kinderkerkhoof. 'n Liefde wat hy ontwikkel het. 'n Liefde wat hy bewys het in die laaste tyd, hy en sy vrou. Mag die Here julle twee kragtig seën. Mag die Here julle gebruik. Julle lê die fundament van hierdie kindertjies. En mag die Here julle seën in hierdie dienswerk van julle. En vanoggend stel ons vir Johannes, jeugpastoor en sy vrou Jessica Grobler aan as predikers oor die kinderkerk en oor die jeug. Al die verantwoordelikheid wat daarmee gepaard gaan. Baie geluk julle twee. Mag die Here julle seën. Baie geluk. Amen. Ek gaan die gemeente vra om te staan. Waar's William? William, ons het 'n ooreenkoms. Jy gaan nie vir my alleen los nie. Prys die Here. Wat 'n voorreg om 'n span mense aan te stel. Gemeente, daar's werk vir julle almal. Daar's deel om in hierdie spanne in te voeg en werk te gaan doen vir die koninkryk, nie vir kerk nie. Vergeet die woord kerk. Kerk bring verdeeldheid. Maar Jesus bring eenheid. So vergeet die woord kerk. Kom werk vir koning Jesus. Dis alwaaroor hierdie lewe gaan. En ontvang geestelike groei en al die prosedures en al die prosesse wat ons in tot eer van die Here. Kom ons gaan sit. William gaan ons lei. Laat Heer u seën op hul dal. Kom ons steek die hande uit vanmôre na hulle toe voor gaan bid. Laat Heer u seën op hul dal. Hier sy Sion hul bestraal. Hy wat beveel en dit geskied. Laat Heer u seën op hul gebied. Ek gaan vir pastoor Kom ons. Onse Vader, wat wonderlike voorreg is dit om hierdie oggenduur net die troonkamer te kan nader deur die Seun Jesus Christus. Vader, ons dra hierdie mense voor U op vanoggend, want ons weet, Here, as U iemand roep in 'n posisie, dan rus U hulle toe met kennis en krag om te volbring dit wat U in hulle lewe gelê het. Vader, ek dank U dat elkeen sal getrou wees en elkeen sal die pad vorentoe Jesus Christus eerste stel. En Here, ons vra U seën op hulle lewe en op hulle bediening wat aan hulle toe vertrou is. Vader, ons gee vir al die lof, al die eer, aanbidding en danksegging in Jesus naam. Amen. Prys die Here, julle kan gaan sit, behalwe Johan, kry jou boek en jou Bybel. Prys die Here. Amen, prys die Here. Dankie, net my gereedskap ook kry. Ons sit so en sluit ons die oë. Almagtige God en Hemelse Vader, ons loof U, ons prys U, Here, ons dankie, Here, vir elke aanstelling wat gemaak is. Ons dankie, Here, dat U ons in plek sit as U gereedskap, Here. En dat ons gegrond sal bly, Here, en dat ons sal weet dat ons is net gereedskap. Daarmee bid ek, Here, en ek verklaar my totale afhanklikheid aan die Heilige Gees en aan U, Here. Want sonder U is ons niks. Ek
Vra Here dat die woord wat uitgaan, dat U dit sal seën en dat U dit sal vestig in die harte. Vra dat U die gedagtes sal vasvang. Vra Here dat U die grondgebied sal seën waarop hierdie saad val vanoggend. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Vanoggend toe ons kerk toe ry, en dis nou om by te las wat pastoor gesê het oor hoe lank het my gevat het. Vra ek vir Jessica, ek sê vir haar, hoekom dink jy het die Here 8 jaar gevat om my hierheen te bring, want vandat ek so 'n seentjie is, wou ek 'n prediker geword het. En sy sê vir my, jy is soos die Israeliete gewees, jy het al om dieselfde berg geloop. En dis die waarheid, dit pas so in by die woord wat ek wil bring vanoggend. En die woord wat ek wil bring, as ek dit 'n titel mag gee, is die sondes wat ons toelaat in ons lewens. Die sondes wat ons toelaat, doelbewustelik, onbewustelik, steel van ons. En dit steel van ons die kosbaarste ding wat ons kan hê, en dis 'n verhouding met God. En ek wil dit graag uitwys vanoggend. En ek wil vra of julle so lank vir my asseblief Jeremia 17 vers 9 tot 10 kan opsit. Ons sonde wat ons toelaat in ons lewens, sien ons baie kere as 'n klein sonde, as iets wat onbenullig is, wat dit maak nie regtig saak nie. Of dit is nie so erg nie. En ons probeer dit wegsteek vir mense, en ons sit 'n gesig op wanneer ons by die deure inkom, want dat die mense tog net nie sien wat regtig in my lewe aangaan nie. En ek wil lees uit Jeremia uit, lees saam met my. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Ek die Here deursoek, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge. Soos die Here vir ons gee volgens die vrug van ons handelinge, of vir elkeen gee volgens sy weë, weerspreek ons lewens daarvan. Getuig ons lewens dat God vir ons gee volgens ons weë. En wat getuig jou lewe dan? Julle moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek wil nie vanoggend hier kom staan en vir julle sê julle moet heilig en sonder sonde wees nie. Maar ek wil vir julle probeer uitwys dat dit waarmee jy sukkel jy as gevolg van vrees. Want is vrees wat die liefde uitdryf en liefde wat die vrees uitdryf. Paulus skryf vir Timoteus, hy skryf hom in 2 Timoteus 1 vers 7, hy sê vir hom, maar God het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, van liefde en selfbeheersing. Ons is so bang ons misluk, wanneer ons die goed wat vir ons verkeerd is, op te gee, dat die vrees veroorsaak, dat ek vergeet dat ek het 'n gees gekry van krag. Ek het 'n gees gekry van selfvertroue, dissipline. God het dit vir ons gegee. Kan ons bereid wees om soos Dawid te sê, Psalm 139, en voor ek die verse gee wat ek wil lees, Dawid kom in Psalm 139 en hy begin verduidelik, hy sê hoe die Here hom ken. Dat die Here sy weë ken, sy gedagtes ken, sy hart ken, hoe hy optree ken, die Here ken alles van hom. En hy sluit die Psalm af met vers 23 en 24. Hy sê, deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. En kyk of daar by my 'n weg van smart is en lei my op die ewige weg. Hy sê vir die Here, Here, toets my. Wys my. Is ons bereid om raak te sien wat die Here vir ons wil wys? Is ons daar, waar ons in iets groter wil instap? Watter sonde laat ek toe? Of watter sonde verskoon ek? Ons het altyd 'n verskoning oor iets hoekom ek dit doen.
Ag, maar die Here ken my, hy weet ek is swak hierin. Jy is nie. Die Here het nie vir jou 'n gees van swakheid gegee nie, hy het vir jou 'n gees van krag gegee. Van selfbeheersing, van liefde. Kan ons Galasiërs 5 vers 17 opsit asseblief? Dan wil ek punt nommer 1, ek het 'n paar punte wat ek wil noem vandag. Ons begin by punt nommer 1 is die oorlog tussen die vlees en die gees. So wanneer ons aan die vlees toegee, dan begin daar 'n baie gevaarlike proses. Want ons vlees stomp ons af vir die Heilige Gees. Kom ek verduidelik dit so. Ons laat een klein dingetjie toe in ons lewe vestig, net een. En daai klein dingetjie begin groei. En hoe meer hy groei, hoe meer word jy afgestomp, want elke keer as jy op jou knieë gaan voor die Here, dan word jy herinner. Onthou jy dit? En jy kan nie nou bid vir die Here nie. Jy is 'n kind van die Here nie. Kyk hoe lyk jou lewe. Kyk wat doen jy? Kyk wat laat jy toe? Dis hoekom dit so gevaarlik is om wetend een klein ding in jou lewe toe te laat. Ons kyk na die vers, want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees. En hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. As ons volgens die gees wandel, is daar nie plek vir die vlees om oor te neem nie. Maar as ons volgens die vlees wandel, dan doof dit die gees uit. Dan kan jy nie volgens die gees wandel nie. Wat laat jy toe in jou lewe? Ek gaan daai vraag herhaal deur die hele woord. Jakobus 1 vers 14 tot 15 asseblief. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. Ons sonde, dit wat ons toelaat, bring dood voor in ons lewe. Geestelike dood. God het elke een van ons geroep. Ons almal is deel van die liggaam. Elke een van ons. Elke een het 'n werk in die liggaam. Pastoor Louise het nou net gesê, as jy begeer om 'n bediening te hê, hierdie kerk, en dit is die waarheid, hier is altyd vir jou 'n werkie. Hier is altyd deel vir die liggaam hier. Maar ek wil vandag vir jou vra, hoe kan jy jou bediening uitoefen? Hoe kan jy deel vorm van die liggaam as jy geestelik dood is? En ons veroorsaak daai eie dood, ons eie dood. Ons begin verwar en die wêreld doen dit so goed. Ek het groot geword as 'n kind en ek sal dit nooit vergeet nie. Daar was so 'n cowboy advertensie. En die ou het ek kan nie die maak van die sigarette nie, maar hulle het die sigarette geadverteer en die cowboy het daai sigarette gerook. En man, ek het gedink dis hoe 'n cowboy moet wees. En as ek in die tuin kom, dan het ek vir my 'n stokkie gaan afbreek en dit was my sigaret gewees en ek was die cowboy gewees en ek het al die kroeks doodgeskiet met die stokkie in my mond. Onskuldig, né? Die wêreld begin vir ons vertel dat dit wat verkeerd is, reg is. En dit wat reg is verkeerd. Jesaja profeteer oor hierdie einste, Jesaja 5 vers 20 tot 21 asseblief. Wie julle wat sleg goed noem en goed sleg, die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. Hulle wat in eie oë wys en haar eie oordeel verstandig is. Ons doen sonde en dan wil ons dit regverdig. Afmaak as niks.
Ons wil onsself regverdig, want ek is net 'n mens, ek is swak. Ek is net vlees en bloed. En daardeur wil ons dit regverdig. Jy kan nie. Want anders sou God nie vir jou gesê het, ek het vir jou 'n gees van krag gegee nie. Anders sou God nie vir jou gesê het, ek het vir jou 'n gees van selfstandigheid gegee, van dissipline, van liefde. Liefde dryf die vrees na buite. Sonde steel. Sonde maak dood. Sonde vernietig. Johannes 10 vers 10 sê die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Ek het gekom sodat julle kan lewe en oorvloed kan hê. Die eindbestemming van sonde is altyd die dood. Altyd. Die Bybel beskryf dit. Ons sal dit nou lees. Sit so lank asseblief vir my Romeine 6 vers 23. Maak nie saak hoe ons daarna kyk of wat se verskonings ons uitdink nie. Dit maak nie saak hoe ons dit probeer wegsteek nie. 'n Sondige natuur gaan lei na geestelike dood eerstens. En wanneer jy jou laaste asem uitgeblaas het en voor die troon staan, wat gaan dan reflekteer voor God in jou lewe? Want die loon van die sonde is die dood. Die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Duideliker as dit kan ons dit nie kry nie. Maar word die doekies omgedraai nie. En dit maak ook nie saak hoe ons dit vir die Here probeer wegsteek nie. Jy kan nie sonde vir God wegsteek nie. Daar's niks op hierdie aarde wat vir hom weggesteek of versteek kan wees nie. In Hebreërs sê God, hy sê, en daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. So dit maak nie saak wat jy dink jy wegsteek nie. Dit is maklik om vir mense goed weg te steek. Maar lewe ons vir mense? Is die mense, is dit hulle wat jou in die hemel gaan kry, in ewigheid gaan kry? Dis God alleen. En dit wat jy wegsteek, jy flous jouself. Jy is besig om 'n rad voor jou eie oë te draai. Mense kan jou oordeel hier. Jou sleg sê hier, en skinder hier agter jou rug. Maar op die einde van die dag, tel dit vir niks. Ek het altyd vir die jeug gesê, dit wat die wêreld van jou te sê het eintlik niks met jou uit te waai nie. Dit het nie. As ons in hierdie sonnige natuur voortgaan, ek meen, hoeveel geduld het ons teenoor medemense? As ek kan getuig, ek het, dis iets waaraan ek baie hard werk. Ek werk met baie mense in my loopbaan, en ek moet sê, my geduld word elke dag getoets, en dit is nie vreeslik baie nie. Ek sukkel. Rarig. Maar ek probeer, prys die Here, hy gaan my help. Maar ons verwag dat God se geduld vir ons nie moet eindig nie. Ons verwag God se geduld moet net aanhou en aanhou en aanhou en aanhou, tot ons eendag reg is om nou te sê, okay, genoeg is genoeg. Kan ek Galasiërs 6 vers 7 kry asseblief? Moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Bevestig dit nie die vorige skrif, wat gesê het dat ons sal kry volgens die weg wat ons lewe nie. Jy sal saai, dit wat jy saai, sal jy maai. Sondige natuur, sondig gaan saai, is dit die lewe wat jy gaan lei. En jou lewe gaan getuig daarvan. God se geduld met ons beteken nie goedkeuring, om te doen wat ons wil nie.
Dit beteken dat dit is genade met 'n wagtyd. Genade wat jy nie kan verdien nie, dis onmoontlik. Maak nie saak wat jy doen, jy kan nie genade verdien nie. Dis 'n gawe uit sy hand uit. Dis die genade wat hy aan ons skenk. Die Here roep ons nie net weg van 'n sondige natuur af nie. Onthou, Adam en Eva het gesondig en hulle het 'n skeiding tussen hulle en God gehad. As jy sondig, bring jy skeiding tussen jou en God. Dit vat jou weg van jou verhouding wat jy veronderstel is om te hê met die Here. Hebreërs 12 vers 1 asseblief. Hoe harder ons gaan stry en hoe harder ons gaan beklei om in hierdie verhouding met die Here te wees, hoe makliker begin dit raak. Kom ons lees saam. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop wat voor ons lê. Hy sê elke las en sonde. Twee goed. Wat bedoel hy met las? Ons het baie laste wat ons saam met ons dra. Baie. Onvergewensgesindheid is een. Bedroefheid, depressiwiteit. Mense, dit is 'n lang lys van laste wat ons saam met ons dra elke dag. Skuldgevoel. Skuldgevoel is seker een van die grootste dinge wat veroorsaak dat jy nie kan bid nie. Omdat jy skuldig voel oor iets. Maar wanneer ons vry is van sonde, wat is daar om oor skuldig te voel? Om die laste wat saam met jou sleep, af te gooi. En ek bedoel nie net persoonlike las nie. Ek bedoel, daar's mense wat hulle dood werk. Dis hulle las. Hulle is so getrou aan hulle werk en hulle hele lewe draai om dit. Geld. Nog 'n voorbeeld. Verhoudinge, nog 'n voorbeeld. Jy stel jou verhouding met iemand anders bo God. As ons kyk na laste, dan kan ek vir jou nou sê, alles wat jy bo God stel, is 'n las wat jy saam met jou dra. Vrees en teleurstelling. Ons het nou gepraat oor vrees. En ek dink vrees is die grootste een. Ons vrees dat ons nie die vermoë het om te kan volhard nie. So met ander woorde, jou vrees veroorsaak dat jy opgee nog voor jy begin het. Ek het hierdie verslawing wat ek nie kan ontslaa raak van nie, want ek is so bang dat wanneer ek probeer gaan ek misluk, so ek los dit eerder. Ek sal eerder verslaaf bly. Dis hoe ons dink. Ons dink letterlik dit. Ek weet, ek's daar gewees. 'n Paar keer al in my lewe. Waar daar iets is wat ek probeer aflê, en dan dink ek, Jesus, maar wat as ek misluk? Kan ek tog net nie misluk nie? So what as jy misluk die eerste keer? Of die tweede keer, of die derde keer? Wat maak dit saak? Staan op. Probeer weer. Hou aan. God gaan vir jou die uitweg gee. Hy sê jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Johannes 1 vers 9 sê hy, as ons sonde bely, is hy getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Bely, begin oor. Begin weer by 1, begin. Maar moet nooit opgee nie. Ons is nie in 'n samelewing, maar ons kan toelaat dat vrees ons lewe regeer nie, want ek is te bang ek misluk nie. Ons sien dit so baie by die jeug en in ons kinders, dat hulle wil nie begin nie. Hulle wil nie eers begin nie. Want ons al so baie vir hulle gesê, hy kan dit in elk geval nie doen nie, dat hy nie wil begin nie.
vrees van mislukking. En God het nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Staan dit nie so geskryf nie? Herstel kan nie plaasvind sonder erkenning nie. Baie van ons worstel met sonde wat jy nie eers weet jy het nie, want jy sien dit nie as sonde nie. Jy weet nie hoe anders om dit te stel nie. Jy sukkel dalk om vorentoe te beweeg in jou lewe, want daar's iets wat jou anker, jy kan nie verder gaan nie. As ons kyk na wat Dawid gesê het en wat ons vroeër gelees het, Dawid sê, deurgrond my, o God, en ken my hart, toets my en ken my gedagtes. Hy vra vir die Here. Hy sê, Here, wys my wie ek is. Wys my wat se sonde het ek in my lewe. Wys my hoe om die pad te stap. Wys my. Ek beloof vir jou vandag, en ek praat uit ondervinding uit, as jy die Here vra om vir jou te wys waar jou karakter flaws lê, gaan hy dit vir jou wys. Jy moet dan bereid wees om te kyk en te luister. En iets omtrent dit te doen. Herstel vereis belydenis, nie verskonings nie. Ons kan nie met God saamstem. En sê, ja Here, ek het 'n fout hier. En nog steeds 'n verskoning maak vir dit. Dit moet stop by die belydenis, by die erkenning. Ek erken, ek is verkeerd, Here, vergewe my, hierdie ding is verkeerd in my lewe. Help my om ontslae te raak, geef my oorwinning oor dit. Jy kan nie sê, Here, ja, ek is verkeerd, maar jy weet, het gaan moeilik daar by die werk, dan vloek ek maar die rook uit almal uit. As ons, hoe langer jy gaan verskoning soek vir jou sonde, hoe langer gaan jy daar bly? Hoe langer gaan jy al om die berg loop soos die Israeliete? Of soos ek? Dink dit was so 8 jaar, as ek reg is, pastoor. En nou, iets wat veronderstel is om 3 jaar te vat. Ouch. Prys die Here, ek het daar uitgekom. Spreuke 28 vers 13 asseblief. Hoe langer ons verskonings gaan soek, hoe langer gaan ons bly waar ons is. Hoe langer gaan dit jou vat om geestelik te groei, geestelike volwassenheid te bereik. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Hy sê, bely en laat staan. Dan hoor, jy bely dit, jy los dit, jy gaan aan met jou lewe. En as dit weer opduik, doen jy dieselfde. Maar jy kan nie 'n verskoning soek nie. Hoe baie van ons is geroep tot iets groter, maar sit nog steeds waar ons sit, omdat ek verskonings uitdink oor hoekom ek nie daar kan wees nie. Elke een in hierdie gemeente vorm deel in die liggaam van Christus. Elke een het 'n werk. Herstel is 'n pad van volharding. Dis nie 'n oomblik nie. Ons gaan kerk toe. William hulle lewer awesome praise and worship. Ons 'n groot salwing. Ons kom onder die salwing, ons bid. Here, dankie. Ek's vry. Gaan hierdie ding nou doen. Maandagmiddag het jy klaar alles vergeet wat gebeur het. Dis waarheid. Hoeveel van ons neem dit ter harte? Wanneer ons vir die Here sê, Here, ek's klaar met dit. Nou is ek klaar. Ek los dit agter my. Ek kyk vorentoe, ek volhard. Hoeveel keer gebeur dit
En ek is self skuldig. Ek oordeel niemand hier vandag nie. Hoeveel keer gebeur het, dat ek sê nee, nou gaan ek met alles wat ek het net die Here dien. 'n week later, kan ek eers nie onthou wat ek gesê het nie. Jesus sê, in Matteus sê hy, maar die wat volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Hy sal gered word. Volharding vereis nie 'n gees van vrees nie. Volharding vereis 'n gees van krag, van liefde, selfbeheersing. Ek wil afsluit met die volgende gelykenis wat ek gehoor het. Social media, William. Maar dit was iets wat by my gesit het en by my gebly het. En is 'n pastoor wat dit vertel, hy sê, hy gebruik die gelykenis, hy sê, 'n jong man het 'n huis gekoop, 'n verdorre huis, wat afgebreek was, en hy het begin bou aan die huis. En hy het baie tyd spandeer, en elke dag gewerk, en elke dag gebou aan die huis. Tot die huis klaar was, oor 'n lang tydperk, en die huis was pragtig, baie mooi. Al die herstelwerk was 100%, jy kon geen fout sien aan die huis nie. En 'n ryk man ry verby die huis en hy sien die huis. En hy kom by die jong man en hy klop aan die deur en hy sê vir die jong man, wat wil jy hê vir die huis? Kan ek dit by jou koop? En die jong man sê die huis is nie te koop nie, ek is jammer. Ek het te hard gewerk hieraan. En die ryk man besluit, hy gaan nie opgee nie. Elke dag stop hy by die huis en klop aan die deur. Elke dag maak hy die offer hoor en hoor en hoor en hoor en hoor. En die jong man het net, hy het gesê, hy het geweier, hy het gesê, ek gaan nie die huis verkoop nie, die huis is nie te koop nie. En het hou aan en aan, die ryk man het nie opgehou nie. Eventueel kom die ryk man by hom en hy sê vir hom, okay, ek sal nie die huis koop nie, maar kan ek net een spyker aan die muur koop? Net een. Ek wil net iets van die huis besit, want dit is 'n baie mooi huis. En die jong man is moedeloos gestry en hy sê, gee in en hy sê, okay, jy kan een spyker kry. Hy sê, saaks reg. Hy is daar weg. En later kom die ryk man terug met 'n gooiingsak, met 'n vrot karkas by hom aan. En hy hang hom teen die muur op daai spyker. Die jong man protesteer, hy sê vir my, jy kan nie dit doen nie. Hy sê, ja, kan. Dit behoort aan my. Die karkas het die huis oortrek, die reuk, die vrot, het daai mooi huis vernietig. En die huis het sy glans verloor. Jy sien, die huis stel ons voor, dit wat God saam met ons bou in ons karakter, wanneer God ons herstel. Die ryk man stel die Satan voor en die spyker is daai een ding wat jy toelaat. Een ding wat jou vernietig van binne af. Wat jou glans laat verloor. Wat jou verhouding met God steel. Amen. Kom ons sluit die oë. Ons almagtige God en hemelse Vader, soos Dawid vandag vra ek, deurgrond my, o God. Here, kom wys vir my swakhede, my sonde. Kom wys vir my laste, Here. En elke een wat saam met my stem, vra ek dieselfde voor. Ek bid, Here, dat U hierdie woord sal vasmaak in elke gedagte, elke oor wat dit gehoor het, Here. Vra, Here, dat U sal kom en doen soos wat U wil, Here, want aan U behoort al die lof en al die eer, al die aanbidding en al die heerlikheid. Ons loof U en ons prys U en ons dankie vir hierdie dag. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Dan gaan ek weer oorgee aan Pastoor Louise, as ek reg onthou. En Robert, sorry, ek het nie reg gehoor nie. Dankie, Robert. Jy het reg gehoor. Ek het besluit, moet ek sit of moet ek staan?
Maar as ek sit, beroof ek. Maar as ek kom, dan staan ek met Christus. Pastoor, baie dankie vir daardie woord wat u vanmôre tot ons gebring het. En daardie woord sê vanmôre vir jou en vir my. Here, ek het sonde wat ek wil aflê, maar ek is swak. Help my. En die Here sê, waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy. En u het daardie woord van vanmôre gehoor en gaan u vashou of gaan u sê, Here, ek wil vanmôre loslaat. Ek gaan jou nie laat uitkom nie, ek gaan jou laat staan daar waar jy is. Kom ons sluit die oë. Kom ons sluit die oë. En as jy sê vanmôre, Here, ek het sonde in my lewe. Wat my verwoes. Sonde wat ek wil klaar maak, Here. En ek wil hê u moet die plek daarvan vul, Here, met u Gees. Ek wil vanmôre vir u sê, u het 'n geleentheid en u gaan dalk nie weer een hê nie. Ons weet nie wat is God se wil met ons nie. Hemelse Vader, Vader van ons Here Jesus. Here, u sien die hart van die mens. En Here, u ken sy opregtheid. En Here, ek weet nie wie staan en wie staan nie, Here. Maar vanmôre wil ek saam met hulle bid vanmôre. Wat staan en vra, wees ons genadig en help u ons deur u Gees om vry te raak van dit wat ons bind van u af. En ons eer u en ons loof u daarvoor. In Jesus naam. En die volk van die Here sê, Amen. Baie dankie, kan die sitplekke neem. Ek gaan teruggee vir broer Robert. Dankie, pastoor. So ja, ek was lanklaas hier. Ja, pastoor, is nou nie meer Johan nie, is nou pastoor, baie dankie vir die woord. Dit is begeesterend. Ek val daar uit vanmôre en ek wil geluk sê aan my mede-aangesteldes. Moenie bang wees om mislukkings te hê nie. Want daardeur word ons gebou. Ons is aangestel om uit te gaan. Ons is aangestel om vir die Here te werk. Moenie verskonings uitdink nie en volhard. Dankie, pastoor. En dan moenie toelaat dat daai een spyker jou tot die dood lei nie. Haal hom uit. Vanmôre, dis wat ek uitneem. Dan wil ek vra, so 'n klein storieetjie voor ek weet is lank gesit vanmôre. Ek wil aanlas. Ek sê gisteroggend toe ons bid hier in die gemeente en pastoor ook so 'n bietjie verwys na hoe mense en hoe hy by die werk mense hanteer. Het jy al daaroor gedink
as jy met 'n paar mense sukkel en hoe jy voel oor daardie mense. En jy's lief vir elke een van hulle. Hoe God nie voel oor ons nie. Dat het ons nie bietjie dink nie. Maar ja, dit is nie my plek om woord te bring, dit is slag gebring vanmôre. Kom, ek wil net vir julle die afkondigings meedeel vir die week. BSOW, waarvan julle weet ek nou die hoof is Maandag, Dinsdag en Woensdag. Elke aand om 6:30. Maandag is jaar 1, Dinsdag is jaar 2 en dan jaar 3 en Maandag en dan Woensdag is jaar 1. Hou asseblief u kalender dop dat hier in die week van die 4de Maart begin die nuwe reeks, is net op die Maandag gaan daar nie 'n nuwe ene begin nie, want daar is 'n bietjie ander, ons gaan bietjie langer vat met die kursusse, want hulle is langer in die 3de jaar. Maar hou asseblief klaar, en as jy name het, bring dit asseblief vir my, as jy belangstel in daardie kursusse. Dan Woensdagoggend het ons 'n dames bid hier, om 10:00 die oggend, en dan dieselfde dag om Woensdag het ons dan om die aand 18:30 of 6:30 het ons dan ook weer selkerk hier in die gemeente. As jy nog nie bygekom het nie en jy's nog nie besluit het om by te woon nie, kom. Dit is wonderlik, ons praat daar oor alles wat ons hier in die kerk van die kansel afgaan en nog meer. Dan op 'n donderdag is daar orkesoefening en ook Bybelskool. As u nou nog steeds nie aan die Bybelskool ingeskryf het nie, ek weet nie of nog steeds miskien nog een kansie vir jou is vir die jaar nie, maar moet dit nie misloop nie. Jy leer soveel daar. Kyk, hier het ons nou weer 'n splinternuwe pastoor en ons leer so baie daar uit die woord uit. Dan op 'n Vrydag het ons die jeug, kom beleef hulle, ek weet hulle is energiek, en op 'n Saterdagoggend nooitjie uit om weer eens hier in die huis van die Here, as jy daar by die huis, bietjie vrede, almal klaar, jy stuur die vrede, want jy bid verskriklik hard, soos ek, kom bid hierso, hier kan my hart bid, jy kan skree, jy kan stil bly, net soos jy wil, kom bid hier, en lê jy dit wat jy het voor die Here se voete. Dan lê ek voor die voete die volgende, Saterdag 21 Februarie, sit dit op jou kalender, is werkersdag. Sondag 1 Maart gaan ons 'n doopdiens hê, doopkursus hê, verskoon my, om 3:00 die middag. En dan het ons van die 16de tot die 22ste Maart het ons Hellhou. Dit beloof, ek het dit nog self nie beleef nie, maar daar's van u wat dit beleef het, en ek sien uit daarna. Ek hoop u sien ook saam met my daar uit. So sit dit op die kalender, moet dit nie vergeet nie. En dan 14de Mei is ook 'n verskriklike belangrike datum. Ons het ook nie genoem wanneer die Paaskonferensie is nie, hou die kalender dop, maar die 14de Mei is ook spesifiek belangrik. Want dit is hier waar ons dan ook 'n projek geloos het, en ons nou al hierdie jaar gaan dit die 3de jaar wees, wat ons 'n hemelvaarts projek het, wat ons in die parkie hou. Die wat al daar wees, weet wat dit is, en dis wonderlik. En ons taak daar is om uit te gaan, Matteus 28 en 19, nie net om die woord te verskyn. Ons wil laat weet dat Jesus het opgestaan, want die 14de Mei is presies, hoeveel dae? 40 dae na die opstanding van Jesus Christus. Die gemeenskap moet weet dat Jesus het opgestaan. Is dit nie so nie? Het hy opgestaan? Amen, dit lyk nie of julle seker is, maar ek is seker. Ek is doodseker. En ek wil graag hê die gemeenskap moet saam ons dit vier, want die hassel en bassel van ons daaglikse lewe, vergeet ons wanneer hierdie dae is. Maar nou het ek nodig om u uit te nooi. Ons wil graag 'n komitee stig. As jy belangstel, kom sien my na die diens, in die eerste plek. Tweede plek, weet jy dat ons kersse aansteek. So ek soek weer eens die doppie gedeelte van die 2 liter Coke bottel. Kan jy so lank vir my afsny, omtrent net so 'n halwe kers lengte lank, kan jy so lank afsny en in 'n sak gooi en vir my kerk toe bring, sodat ons genoeg kan hê vir daardie aand, want ek glo dat as jy saam met my bid vir daardie dag,
gaan ons meer as 500 mense nodig hê, so ek het nodig dat jy vir my daai bottels bring. Gaan julle saam met my dit kan doen? So met dit wil ek hê u moet saam met my bid vir daardie dag, want die gemeenskap moet weet daarvan. Dan ook wil ons ander goede doen, ons wil vlotte bou. So as jy graag wil deelneem aan dit, kom sê ook vir my. Daar's ander mense wat ons ook vra om deel te neem, maar ons sal later die detail vir u daarin gee. Ek dink, fluit, my storie is uit. Ek dink u is nou lekker moeg gesit, en julle weet, ek praat altyd baie, so nou gaan ek ophou praat. Kan ek die vraag staan? Dat ons hierdie diens kan afsluit. En dis op so 'n hoë noot, dat ek wil dit nie eintlik afsluit nie, want ek kan getuig dat die Here is 'n waarmaker van sy woord. Want met praise and worship, en ek het die Here voor die tyd gevra, Here, u het ons gesê, waar daar 2 of meer is, daar is u. Laat dit vanmôre aanvoelbaar wees, dat u hier is. Vanmôre het ek dit gevoel. Het u dit gevoel? As jy gekom het met 'n verwagting, sou jy dit gevoel het. So ek nooi jy uit na vanmiddag se diens om 5:00 met 'n verwagting, en glo my, jy sal ontvang uit die hand van die Here uit, soos ek ontvang het. Nou sit ek die oornis op my broer agter my, om vir ons miskien een laaste liedjie te lei, en dan vir ons af te sluit met gebed. William, baie dankie. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom deel in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. O loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande na bo, blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se woord. Kom deel in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Ja, loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Want sy woord sal ewig staan.
Kom ons staan net so. Ekskuus, die oom wil nog iets sê. Dat hy net al die aangesteldes net vir ons voorstaan as uitstap en dan moenie vergeet van die foto's nie asseblief. Kom ons sluit gou saam af. Dankie Here. Ons Hemel Vader, ons nader in die naam van die Seun Jesus Christus. Here, ons dankie vir die oggend, ons dankie vir die woord. Ons dankie vir u teenwoordigheid, Here. Ons dankie Here dat ons gesond kon wees om op te trek, dat ons die vermoë gehad het om te kon optrek, Here. Here, maar nogtans, Here, sê ons vir u dankie dat ons hier kon wees, Here. Aan u al die lof en al die eer. Ek bid vanmôre dat die saad wat geval het, Here, sal opspruit, Here, maar nie net sal opspruit nie, dat dit ook vrug sal dra. Dis my gebed in Jesus se naam. En almal wat saamstem sê, amen en amen. Shalom, dankie.